Goedemorgen allemaal. Lekker weer te zien. Baie van ons mense het verskoning gemaak. Maar die Here is hier, dit is al wat saak maak vanmôre. Het is lekker om elkeen van die te kan lê in die huis van die Here. Ons staan styf in ons oor daar by Jesus. Vader, baie dankie vanmôre vir die goedheid en die genade. Dankie vir die liefde vanmôre, Here. Lord, you want also that we'll take us out of our minds into your presence, O God. Ek bid vanmôre, Here, sodat ons die Gees van God in hierdie plek ervaar vanmôre by elkeen van ons op ons skool staan. Ons wil kom bederf in die teenwoordigheid, Here, dat die vanmôre, Here, die heerlikheid op elkeen sal is. Die belangrikste wat ons vanmôre as mag, Here, is net die teenwoordigheid. Because it's all about your presence, O God. It's not about us. It's not about the show business. It's all about you, God. Kom raak ons vanmôre aan, Here. Elke keer op die plek is elke keer op deze plek vanmôre. En die by elke keer sal stilstaan in Jesus' naam. Bereik die goddelike doel in die plek vanmôre. En ek dank U daarvoor. Amen, amen. Ek wil net vanaf sê dat ons ek wil net beskoring maak vir die stof en die goede daar, ons is om die bou daar, een breek daar. En dan die klank, ons is bezig om bietjie te verander en bietjie te kyk of die klank bietjie beter kry. So, vertraal ons maar by die klank ook, ek gee op, ons terugvoer op, oor wat beter al klink, en ons nie nog maar wat professionele ouens vir ons sê om te doen, soos draai dit in maar. So, ons wil graag die klank bietjie beter kry, en so vertraal ons maar met dit ook asseblief. Kom ons gaan staan en ons lekker saam sit. Ons mag vir jou ongehoord vertraal is en glory, hallelujah.
So much terror, silence, my burning down. I feel there. So much terror, running down a race for the city of happiness, the voice to God. Raise the spirit and understand. Oh, magnify the Lord. Running down a race for the city of happiness, the voice to God. Praise the Lord. You have given on for us in the Holy Spirit. Sluta skyddsmål. Bestyr du frågar sig. Vet du besegelsen. Kast det på sig. We bless you. On the highest day. We bless you. I love your land. I worship your King. We bless you. I love your land. I worship you. We bless you. On high day. Oh,
Thank God that He gave me voice, and I think word is a song, as well as our families. Hero, have I prepared place for you? Long have I decided for you to love, but I will stop
trust you free. Something that's the word that'll bless your heart. I'll bring you more than a song. It's song. It's not what you have to write. You search much deeper within. You're waiting, searching. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of yours. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, oh wonders, how much you deserve. Lord, we remember all I show, every single prayer. I'll bring you more than a song. Your song itself is not what you require. You search much deeper within. You're waiting to see. You're looking into my heart, Lord. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Coming back to heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I did. It's all about you. It's all about you, Jesus. Je kunt die plek neem, terwyl ek daar staan en gebreek het, wil ek my pa vraag gelees. Ek het hierdie keer gelees, die storie van die vrou wat 'n bloedvloei gelei het. En al woorde, ek van can only touch. I can only touch the hem of his garment. As ek net die kleed kan aanraak vanmôre kan ek genees word. En almal sien hierdie wonderwerk. En dit is 'n wonderwerk, dit is 'n groot wonderwerk. Maar die wonderwerk agter die wonderwerk is toe sy al geloof 'n plek sien. Want geloof sonder die werk is niks nie. Toe maak jy die pad oop vir die volgende wonderwerk, die tyd wat dood is. As ons nie kan begin glo, wat nou nie dat sy ons daar nou, ons nou paar dae preek, die liedjie vir sy te skryf in die Bybel. Was nou please. Woman, try me, physician. Yet the words, so Jesus, she came. Crowd tried to restrain her. She whispered his words through the pain. Touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same.
is only one way to see. Just believe when you call His name. The prisoner finds freedom through faith. Just like the world the day before, just by touching Jesus at the altar, her life was changed forevermore. Touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same. There is only one way to touch me. Just believe when you call on His name. Iemand die Bybel gebring het kan blaai. 'n welbekende gedeelte in die woord van die Here. Wel in Jesaja 61. Nog verlede Sondag gepreek het en die Here het ons anders gelei verlede Sondag en ek weet nie verstaan hoekom nie en regtig deur 'n moeilike tyd gegaan. 'n paar dae op ek baie moeilike tyd gehad en goed wat ek mee gestoei het met die Here. En op die einde van die dag toe besef ek waaroor dit eintlik gaan. Jesaja 61 vers 3 sê, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, and the garment of praise for the spirit of heaviness. And they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Die Passion Translation lees die volgende. Hy sê, to strengthen those crushed by despair, who mourns in Zion. To give to them beautiful bouquet in the place of ashes, the oil of bliss instead of tears, and a mantle of joyous praise instead of a spirit of heaviness. Psalm 61, Jesaja 61 word geskryf deur die profeet Jesaja deur die aankondiging eintlik wat hy maak van Here Jesus Christus wat sou kom as Messia. It was a proclamation he made by prophesying about the Messiah coming and the assignment of the Messiah. Vers 1 tot 3 spesifiseer vir ons baie duidelik dat dit wat waarvoor Jesus gekom het, is eintlik 'n ruiltransaksie wat hy met die kerk van die Here Jesus wil maak. Met ons wat op aarde is, ons mensdom, wil hy 'n ruiltransaksie mee maak.
He will take away the bad things in life. And exchange, He will give us the good. Ek het al baie in my lewe gesê en ek wil dit weer vanmôre sê, God is net goed. Dankie. Een amen. Ek sê God is net goed. Daar's geen sleg in God nie. Mense sal baie keer sê, daar dinge met hulle gebeur, en sê hulle, dis die Here wat dit toelaat. God maak nie dood nie, en God maak nie siek nie, punt. Hy's 'n God wat gesond maak, en hy's 'n God wat lewend maak. Die duiwel het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar Jesus het gekom, sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. En dan kom Jakobus en hy sê, vir hierdie doel, het Jesus gekom, om die werke van die vyand te verbreek. Dis presies vanmôre dit wat Jesaja profeteer oor die Messias, Jesus Christus, sy doel hoekom hy aarde toe kom, is om die werke van die vyand te verbreek. Om to strengthen those who are crushed and give a bouquet for those in ashes. In die tyd wat hierdie geskryf was, in die tyd van Israel, in die Ou Testamentiese bedeling, wanneer mense werklik waar God aangeroep het, wanneer hulle in 'n stryd was, wanneer hulle in 'n oorlog was, wanneer hulle weggevoer was in ballingskap, wanneer daar dinge met hulle gebeur het, dan het hulle in sak en as gegaan. Ek weet nie wie van u nie, maar ek sak en as nou nog baie keer. Hulle het as gestrooi en dan het hulle in hierdie as, binne in hierdie as gaan lê en gaan bid. Maar een van die dinge wat my opgeval het altyd rondom dit is, hulle het as gevat, dan het hulle dit op hulle hoof gesit. Om hulle self so te verneder voor God. En te vra dat God hulle sal antwoord. Maar nou lees ek iets in hierdie skrif, en ek lees in die Bible of Basic English iets baie kosbaar rondom hierdie gedeeltetjie net. Hy sê, to give them crowns instead of ashes. Met ander woorde, die Bybel kom en hy sê vir Jesaja, sê vir die mensdom, sê vir die human race, sê vir hulle wat vanmôre naby hom spruit in die lighuis gaan wees, sê vir hulle, ek wil vir hulle 'n kroon gee, in die plek van die as wat hulle op hulle kop strooi. In plaas van dat hulle in sak en as huil en ween, wil ek hulle oplig, ek wil hulle versterk. Ek wil hulle kroon gee. Ek wil die as van hulle koppe afwas, en ek wil vir hulle kroon gee. Luister wat sê Psalm 56 vers 8. Hy sê, you have kept record of my days, of all my sleepless nights. You have stored my tears in a bottle and counted each of them. Ag, kan ek dit weer lees? Wil jy moet mooi hoor wat ek sê vanmôre? Psalm 56 vers 8. I see you have kept record of all my sleeping nights and sleepless nights. Kan ek vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, jy slaap nie in die nag nie. Jy worry. Daar's soveel goed wat in jou kop maal. As ek maar net dit kan doen, as ek net dit kan verander, as ek net terug gaan op my pad en dit gaan verander. Man, dis die as wat op jou kop is vanmôre, wat jou slapelose nagte gee, die trane wat oor jou wange waggel. Maar nou sê die Bybel vir my so mooi in die skrif, hy sê, you have stored my tears in a bottle, and you've counted each and every one of them. Kosbaar is dit. Om vanmôre te kan besef, elke traan wat ek in my lewe stort, het God getel en opgevang in 'n bottel. En dis heeldag voor ons. Terug by ons skrifgedeelte,
When we look at the garment of praise, maar dis eintlik waar my skrif vanmôre wil uithaal vanmôre is die garment of praise. Garment is eintlik vertaal, die regte vertaling praat van 'n mantle. A mantle of praise. And a mantle symbolizes your spirit. It symbolizes exactly who you are. Your identity. Jou identiteit. Jy sien met ander woorde, wanneer ek hierdie mantel aantrek, kon mense sien wie ek is en wat ek is. But it's actually my spirit. Jy sien wanneer ons gaan kyk na Elia en Elisa, besef as ons die Bybel lees, hy sê net daar vandaan weggegaan, en Elisa die seun van Safat aangetref, terwyl hy besig was om te ploeg. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Wat eintlik gebeur hier, hy sit sy gees op Elia. Jy sien, wanneer hy kom en hy sê, hy sit sy mantel op hom, beteken dit dat hy sy gees op hom gesit het, en onmiddellik, toe die mantel aan hom raak, toe ervaar Elisa Elia se gees. En onmiddellik kry hy die begeerte om Elia te volg. Jy sal sien, jy ken die skrif, na verloop van tyd, het God vir Elia gewys dat hy hom gaan opneem in die hemel. Elisa het geweet en het gestap so. En nou kom hy in 2 Konings 2 vers 9. En hy sê, nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggaan. En Elisa antwoord, laat daar tog 'n dubbel deel van u gees, hoor ook al mooi, 'n dubbel deel van u gees op my kom. Die 13de vers, daarna tel hy die mantel van Elia op en gooi dit oor hom. En dan die 15de vers sê, en die gees van Elia het op Elisa gerus. Met ander woorde, waarvan vanmôre wil gaan, ek vra dat jy met my geduldig sal wees vir 'n oomblik. Jy sien, wanneer ek 'n mantel kry, beteken dit dat ek iemand se gees dra. Toe Elia die mantel toe God die mantel laat val en Elisa die mantel optel, die oomblik toe hy die mantel aantrek, toe trek hy eintlik die gees van Elia aan. En interessant, as ek gaan dit self gaan lees, interessant dat Elisa het dubbel die hoeveelheid wonderwerke gedoen, presies dubbel die hoeveelheid wat Elia gedoen het. Omdat hy die mantel van Elia gedra het. Nou kom ons by ons skrifgedeelte. En die Bybel sê, hy sê a mantle of praise. God wil vanmôre 'n dubbel deel, 'n dubbel mantel vanmôre op jou laat toeval. God wil vanmôre sy mantel op jou plaas. We live in a day and age where we have so many people with a spirit of heaviness. And that's exactly what this scripture means. Because the spirit of heaviness, the heaviness means, luister gou mooi wat sê, hy sê it's dull, without color, no extra joy, a spirit pressed down. It means a deep sense of emotion and spiritual despair, exhaustion that drains your joy and your hope. It literally describes a fading and flickering lamp about to go out. Dis wat hierdie woordjie beteken, heaviness. Ek dink daar's 'n paar van ons wat kan besef, daar's mense wat ons ken wat hierdie heaviness op hulle het. Dalk jy self vanmôre. Sien maar die wêreld kom plak baie keer die gees van verdruktheid op ons. A spirit of heaviness.
But it means something else as well. According to Barnes, it means that that person's mantle has been ripped from him or her, not taken off, ripped from them. Met ander woorde, wanneer hy praat van 'n spirit of heaviness, beteken dit dat hierdie man het 'n mantel gehad en iemand het gekom of omstandigheid het gekom of die wêreld het gekom en hierdie mantel afgeskeur van hom af. Nie mooi afgehaal nie, afgeruk. Ek dink ek en jy kan vanmôre praat van dit. Mense wat ons mantels vertrap, mense wat baie keer jou gees so vertrap. Wat jou gees vanmôre stikkend wil maak. They want to rip your spirit today. They want to rip you apart today. They want to take your spirit and just crush you. Omstandigheid maak baie keer dat ons mantel, ons gees geskeur word. Interessant, ons sien vir Josef. En wanneer ons sy verhaal van Josef gaan kyk, ek dink almal van ons al Josef se verhaal gaan lees. Josef was 'n baie opgeruimde mens. As jy gaan kyk na die geskiedenis, praat die Bybel of die geskiedenisboeke praat van Josef het altyd gelag. Hy was altyd vol blydskap. En hy het altyd gesing. Nou kom Josef en hy kry hierdie gewaad, hierdie garment, hierdie mantel van sy pa wat vol kleure is. En saam met dit kom hy nog en hy kry die drome hoe hy oor sy broers heers. Ek ken hierdie verhaal. Maar jy sien wat hulle die kwaadste gemaak het, was nie die drome nie. Wat hulle die kwaadste gemaak het, was nie omdat hulle pa vir hom 'n mooi mantel gegee het nie. Sy gees, dit wie hy was, sy identiteit, sy opgeruimdheid, sy vreugdevolheid, die feit dat hy altyd gesing het, dit het sy broers kwaad gemaak. Jy sien, mense hou nie daarvan wanneer dit met jou goed gaan. Mense hou nie daarvan wanneer jy vreugdevol is en blydskap in jou hart het en dalk 'n lied sing nie. Ek het in hierdie week iemand gehad wat ek mee praat. Die sê die ou vir my, jy's maar positief vir hierdie wêreld wat ons in leef. Jy sien, mense hou nie van jou identiteit nie. Hulle hou nie van jou gees nie. En om dit te doen, wat doen die broers van Josef? Die Bybel leer ons wat doen hulle. Hy said it came to pass when Joseph came to his brothers, they stripped him from his many-colored robe, his mantle, they stripped him from his mantle. Met ander woorde, hulle ruk sy mantel van hom af. Hulle het gedink as hulle hierdie kleed wat hulle sien wat vol kleure is, gaan afruk, gaan hulle sy gees breek. Want jy sien die vyand vanmôre, kind van die Here, is uit om jou gees te breek. He wants to crush your spirit. He wants to throw you somewhere in the garbage bag. And by doing that, he wants to rip your mantle. He wants to rip your spirit apart. Hey. Een van die ander translations lees so mooi. Hy sê, they took his and ripped his mantle. They ripped his mantle in pieces. Hulle skeer sy mantel in stukkies. People want to put on you a spirit of heaviness. They want to take your mantle, what you're supposed to be carrying, and they want to rip it apart. Dalk sit jy vanmôre hier, daar's mense wat jou permanent toesnou. Wie weet waarvan praat ek vanmôre? Man, as jy iets sê, dan het hulle iets terug te sê. As jy iets sê, wil hulle jou in die grond intrap. As jy wil iets sê, wil hulle jou beter leer. Jy's altyd sleg in hulle oë. Jy kan niks goed doen in hulle oë nie.
As jy hulle vertel van Jesus, dan gou hulle jou. Want jy sien aan die einde van die dag, hou hulle nie van jou gees wat binne in jou is nie. They don't like your mantle. Because you've got a mantle, a colorful mantle, a mantle of joy, a mantle of praising God. 'n vreugdevolle mantel is wat ons baie keer dra, en mense hou nie daarvan nie. They want to strip you from your dignity. They want to strip you from your personality, your character. They want to strip you from everything. 31ste vers van Genesis 37 sê, hy sê, and having taken the mantle of Joseph, they slew a kid goat and stained the mantle with his blood. They want to stain your mantle. Hoor gou vanmôre, kerk van die Here, ek het vir jou 'n woord van die Here vanmôre. The world wants not only to rip your mantle off, they don't only want to rip your spirit down, they want to stain it. Hulle wil jou sleg maak. Waar jy gaan, wil hulle jou gees, omdat hulle nie van jou gees hou nie, wil hulle jou gees, wil hulle verskeur, en hulle wil vanmôre, sê ek vir jou, die wêreld daar buitekant wil jou gees vanmôre sleg maak. They want to stain your character. They want to stain your identity. What you are, what you have been worked for so many times and so many years. They just want to stain your character and your spirit. My pa het altyd gesê, geld kan 'n naam nie koop nie. Jou naam is die dierste wat jy op in jou lewe sal hê. Wat jy sien op die einde van die dag, mense moet weet, wanneer hulle sê Tony, moet hulle weet waarvoor ek staan. Hulle moet weet wie ek is. Hulle moet my kan identifiseer. Maar weet, kerk van die Here, op die einde van die dag, sal mense alles probeer in hulle vermoë, om selfs by ander mense, jou mantel te vertroebel. Jou mantel vuil te maak. They want to spread lies of innocent blood upon your mantle. Hierdie skrif sê, hulle het 'n bokkie geslag en het op die mantel gesmeer. They stain his mantle with innocent blood. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, Here, ek verstaan nie hoekom doen mense hierdie goed aan my nie. Ag, kan man, is daar iemand wat weet waarvan ek praat vanmôre? Ek weet nie, Here, hoekom maak die mense so met my? Hoekom praat hulle so met my? Hoekom behandel hulle my so sleg? They don't like your spirit. They don't like your mantle. Because you've got a joyous mantle of praise. Jy het 'n vreugdevolle mantel vanmôre, kerk van die Here. En hulle wil vanmôre verskeur. Hulle wil dit vertroebel vanmôre. Luister gou wat sê die Bybel. Toe God met Israel 'n verbond aangaan. Luister wat sê die Bybel wat gebeur. He pictured himself spreading the corner of his garment, of his mantle over, symbolizing, identifying himself with us. Met ander woorde, wanneer in daai tyd nou praat ek van in die Ou Testament, wanneer iemand sy mantel op iemand anders gesit het, dan identifiseer hy homself met hierdie persoon en hy identifiseer daai persoon met homself en hy sê, ek aanvaar jou as deel van my. En kyk nou wat gebeur. Ek praat met u vanmôre oor a mantle of praise. Esegiel 16 vers 8 sê, Now when I passed by thee, dis God wat praat, and looked upon thee, behold, thy time was a time of love, and I spread my garment, my mantle over you. I said, I covered thy nakedness, and I swore to thee to enter into a covenant with thee, saith the Lord of hosts. Jy sien op die einde van die dag, kind van die Here,
Ek en jy het ons eie mantel, ons gewone, ons eie gees. Maar God wil vanmôre kom en hy wil sy gees oor jou kom plaas. Hy wil sy mantel vanmôre oor jou kom plaas. Jy sien op die einde van die dag vanmôre, kerk van die Here Jesus het gekom. Ek het nou gesê, hy het gekom om die werke van die vyand te verbreek. Hy het gekom om sy mantel oor ons te kom plaas. Jy wat vanmôre voel soos wat daai heaviness wat ek beskryf het net nou, die wat heaviness beteken, dalk voel dit vanmôre of jou lampie besig is om uit te gaan. Dalk brand jou lampie nie meer so helder nie, want die heaviness het net te veel geword op jou. Die aanslag het dalk vir jou net te groot geword. Die stryd waardeur jy gaan, het dalk net te vel geword. Maar kerk, ek het vir jou nuus vanmôre. Die Bybel leer vir ons dat Jesus gekom het om sy mantel oor jou te kom sit. Jy's dalk vandag te neergedruk, experiencing a spirit of heaviness because of all the things going on with you. But God is saying today, I want to put my mantle upon you. Ek praat met u oor die mantel van prys. Nou wat ek net nog gesê het, Jesus het gekom om 'n exchange te doen. He came to exchange something. To give you something for something else. Interessant net, om dit te bevestig, wil ek gou pad na Rut toe. Die Bybel leer vir ons in Rigters 3 vers 9, hy sê, who are you? And she said, answered him, I'm Ruth. Please spread your corner of your garment over me, and you, as you are my relevant, and to take care of me. Boaz replied, may the Lord bless you, my daughter. This last kindness that you didn't go after young men, whether rich or poor. Don't be afraid, my daughter. I will do whatever you say. The whole town will know you are a woman with strength and character, and I identify with you. Jy sien, toe ons soos Rut was, weggegooi, niks gehad het in die lewe nie. En jy na God toe uitroep en sê, Here, ek is verlore. Here, ek het 'n gees van swaar so uit op my. I've got the spirit of heaviness upon me. He just said, I want to spread my mantle over you. Sit by my, dat ek my mantel vanmôre oor jou kan plaas. God wil vanmôre hê, die kerk van die Here Jesus moet vanmôre weet dat God sy mantel oor ons wil sit. God wil vanmôre jou toevou met sy mantel. Ek wil net een ding ontleer, hierdie ou gedeeltetjie kan ons baie keer uit verband uitruk, want ons op baie keer sal ons lees, of mense sal sê, ek moet 'n mantel van prys aantrek. Put on the garment of praise. Daai koortjie sê dit ook, put on the garment of praise. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, jy kan hom nie aantrek nie, want God trek hom vir jou aan. Ek het vir jou nuus vanmôre, kerk. God wants to put his mantle upon you today. He wants to take the mantle that's upon you now, that's been ripped, that's been stained. You want to take it away today. Daai te neergedruktheid, daai mantel van swaar kry, die mantel van bekommernis, daai ashes wat jy vanmôre het, hy wil nie net 'n kroon op jou kop sit vanmôre nie. He wants to put his mantle upon you. The moment when God puts his mantle upon me, he declares that he identifies himself with me. Dit is nie mooi nie. He declares that I'm one with you. Praise and worship of aanbidding is meer as net 'n proklamasie. Dis om God te eer in nederigheid.
Dis 'n gesindheid van respek en Godsvrees en om die koning van die konings te kroon as die Here van jou lewe. Dis hoekom Paulus en Silas, jy ken almal hierdie verhaal, die oomblik toe hulle in die tronk sit, vasgemaak met kettinge, sê die Bybel, toe begin hulle lofliedere sing. Why? That people couldn't crush their spirit. They couldn't rip the spirit from them because it wasn't their spirit to rip. Because they didn't wear their own spirit. They didn't wear their own mantle. They wore the mantle of God. Jy sien, terwyl ek nog my eie mantel dra, is ek 'n victim. Terwyl ek my eie mantel dra, kan ek seer gemaak word en kan hulle my uitmekaar uitskeer. Kan hulle my karakter probeer vertroebel. Maar jy sien die oomblik wanneer God gekom het en hy sy mantel op my kom sit het, then they can't touch me. Then they can't touch my spirit. Jy sien, hulle probeer hulle bes om Paulus en Silas se gees te breek. Want hulle het gepreek, maak nie saak wat gebeur het nie, of hulle in die tronk was of hulle geslaan was, hulle het altyd die woord van God gepreek en altyd met vreugde gepreek. Hoekom kon hulle dit doen? They didn't have their own mantle on. They had the mantle of praise of God upon their shoulders. Luister wat sê Handelinge 16, vers 24, hy sê hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerk en hulle voete in blokke gesit. En omtrent middernag het Paulus en Silas, wil jy moet onthou middernag, die donkerste tyd, het Paulus en Silas begin bid en lofliedere sing tot eer van die Here. En die gevangenes het geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeye het van hulle afgeval. Paulus, hoe kon jy dit doen? Silas, waar het jy die krag gekry om in boeye God te aanbid? In sulke omstandigheid, hoe het jy dit reg gekry? Because I had the mantle of praise upon me. It wasn't my own mantle. God took my spirit of heaviness. In an exchange, He gave me a spirit of joy and a spirit of praise. Hy vat jou mantel vanmôre, wat stikkend geslaan is, stikkend uitmekaar uitgeruk is, your mantle that's been ripped, your mantle that's been stained. Vat God vanmôre en hy sê, kom klim onder my mantel in. Ek wil vir jou 'n nuwe mantel gee. A mantle that can praise me no matter what. Mantel wat kan sê, al sal daar geen vee in die kraal oorwees nie. Geen vy aan die vyeboom oorwees nie. Al sal daar niks op die land oorwees nie. Nogtans, Here, sal ek U aanbid. That's the spirit of praise. Jy sien op die einde van die dag, kerk van die Here, 'n spirit of heaviness maak dat jy iewerster in 'n gat verval, dat jy iewerster op die ashoop van die lewe gaan sit. Maar wanneer God kom en hy sit sy mantel oor my, His mantle of praise upon me, then everything changes. Jy sien die oomblik wanneer dit oor God gaan, en ek vir God hierdie atmosfeer skep om te sê, Here, ek wil soek die mantel, dan daal God neer, en hy kom sit bonatuurlik sy mantel op jou skouers. Jy sien op die einde van die dag, moet ek en jy besef, dat die wêreld daar buitekant is nie tevrede met jou wie jy is nie.
Die sondaar is nie tevrede met jou. Hy is nie tevrede met jou mantel nie. Hy hou nie van jou mantel nie. Jy intimideer hom met jou mantel. Jy sien, wanneer hy kom om jou te intimideer en jy kom staan met hom voor met God se mantel aan, dan intimideer ek hom en hy vlug van my weg. Maar ek kom vanmôre en we have to say, Lord, I accept the mantle of praise. Ek sê weer, ek kan hom nie vanmôre aantrek nie. Jy kan hom nie vanmôre aantrek nie. Maar God wil hom vir jou aantrek. God wants to put his mantle of praise upon your shoulders today. He wants to make an exchange. Maak nie saak vanmôre hoe jy voel, die kind van die Here. Maak nie saak waardeur jy gaan vanmôre nie. Maak nie saak wat se omstandighede jy het nie. Maak nie saak deur wat se seer jy vanmôre gaan nie. Hy wil al daai hartseer wil hy vanmôre exchange. Jou teneergedruktheid wil hy exchange, jou bekommernis wil hy exchange vanmôre. Maar ek en jy moet vanmôre kan sê, Here, please just put a garment of praise upon my shoulders. Trek dit u mantel vanmôre, Here, so oor my. Ek en jy moet vanmôre sê, Here, lank genoeg was ek gebreek. Long enough I've been ripped apart. Long enough they stained my mantle. Dalk lê jou mantel vanmôre op die ashoop van hierdie lewe. En God roep jou vanmôre en hy sê, I want to put on you a garment of praise. Kom ons sluit ons oë. Ek het nie lank besig gehou vanmôre nie. Miskien voel jy vanmôre soos Josef gevoel het. Toe hy in Midianiete se karretjies ry. Op hulle wa sit. En hy stamp. En hy ruk hom uitmekaar uit. Het hy dalk gesê, Here, dit is nie wat ek gedroom het. Waar is my mantel nou? Toe Potifar se vrou hom probeer verlei. Het hy dalk gesê, Here, waar is my mantel? Hy aangekla word onskuldig. Kon hy gesê, Here, waar is my mantel? Hy het gesê, U gee my 'n mantel. Waar is my mantel vanmôre? Maar jy sien die verskil vanmôre is, wanneer God sy mantel op jou sit, sal die regte mense jou raak sien. En by die regte ore sal dit uitkom. And God will extend you. He will uplift you. He wants to restore you today. But it starts today for me accepting the mantle of God upon my shoulders. Is jy bereid vanmôre om te sê, Here, ek wil ruil. Maar jy sien partykeer het ek soveel dinge wat ek in my lewe deurgegaan, my hartseer en my goed wat te nagekom was en weet jy wat maak ons of sit in 'n ou showcase. So nou en dan gaan haal ons dit uit, dan polish ons dit op. Dan bær ons dit terug in die showcase. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God wil hê jy moet jou showcase vanmôre vir hom gee. Al jou seer, met al jou hartseer, met al jou waar jy te nagekom het. Moet God wil hê vanmôre kom en sê, Here, hier's my showcase. Gee my asseblief vanmôre net 'n mantle of praise. Just give me a mantle of praise.
Kom ons sluit ons oë asseblief, elke oog gesluit, elke oog gesluit. Los toe en ek kan nie slaap nie. Ek bid maar, kan nie praat nie. Geef my aandag, voel my ontsnap. Stop like my club. Bid my back down world. Raak aan sy kleer, raak aan sy kleer, zeg niet, raak aan sy kleer, zeg niet, is maar veel, maar schoon. En de honger, mijn honger verdient. Mijn God, ik dorst naar je. Ik dorst naar je meer. Lang genoeg gepreerd, lang genoeg zijn gepreerd. Zijn dingen raak aan zijn kleer, raak aan zijn kleer, raak aan zijn kleer, zou nee doen, zijn dingen. Gooi mijn zorgen zo uit mijn die mensen dan allemaal weg. Toen geef mij bij, mijn lichaam is te zwaar, ik krijg de weg. Maar het zegt niet aan. Raak aan zijn kleer. Raak aan zijn kleer. Raak aan zijn kleer. Raak aan zijn kleer. Slecht het is. Zeg niet raak aan zijn kleer. Hierdie vrou se hierdie skare kruip. Die vrou wat aan bloedvloei gelei het. Waar het sy gaan raak as sy man? The moment she touched his mantle, he spread his mantle over her. And she was healed. Toe ek hierdie boodskap by Here kry, toe die Here my gesê om iets te manifesteer vanmôre. Ag ek wil nie vanmôre dwing nie, maar as jy vanmôre wil shade, dis die Here kom vat my spirit of heaviness. And give me a spirit of joy, give me a mantle of praise.
En ek graag hierdie ding as manifesteer om hierdie oordeel te haal. Ek gaan nie vir jou vanmôre vreeslik bid nie, ek gaan nie vanmôre vir jou woord gee nie. Maar ek wil vanmôre doen wat God gesê het, ek wil net manifesteer hoe hierdie oor jou skouers sit. Die mantel van God vanmôre oor jou skouers kom. So as jy dit vanmôre verlang, stap vinnig uit en kom staan hier voor ons. Just believe when it falls in Sit eens my die mic van asseblief. Die Here, ek het op 'n traan uitgebars. Want die Here gee my 'n gesig van 2 glasies van pas ek nog weer so kyk. Die Here gee my 'n gesig van 2 glasies. En hy wys vir my Psalm 23 waar die Here sê hy maak ons hoof vet met olie, my beker loop oop. En die Here kom en hy gooi vir ons soveel goed in ons bekers. En hier kom die Satan met slag, speel, hoes. Dit wat God vir ons gee, gaan dit van behoud bly. Dan hier kom die Here Jesus, sy mantel. En maak ons toe. En die Here gee vir my die mees kosbare gedeelte in die woord, die Openbaring. En dis 'n woord wat die Here ons terug seker so 3-4 jaar terug ons in die gemeente gegee het. Dis 'n Openbaring waar hy sê dat hy is die Here wat die 7 sterre in sy regterhand hou, die 7 geeste wat voor God staan. En hy sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele aarde kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Hou vas die kroon wat jy het, sodat niemand dit van jou steel nie. As jy oorwin, sal ek jou maak 'n pilaar in die tempel van God. En jy sal daar nooit weer uitgaan nie, ek sal op jou skryf die naam van my God en die naam van die nuwe Jerusalem wat uit die hemele uit neerdaal, die stad van my God. En ek sal op jou skryf die naam van my God en ek sal op jou skryf my nuwe naam wat van God kom. So spreek die Here. Daar wil jy staan, dankie Jesus. Okay. Ek wil daar wil jy staan vanmôre, ek sê weer, ek gaan nie vir jou kom bid nie. Ek gaan nie vir jou kom profetiese woord gee vanmôre nie. Ek wil net vanmôre gehoorsaam wees aan God. En doen wat hy sê. En al wat God gesê het is, gaan nou net doen. Gaan manifesteer net. Oor my man. En ek wil hê wat vanmôre by jou kom, daar waar jy staan, wil ek hier vanmôre sê, Here, ek sê, verruil vanmôre. Ek ruil op dit wat nie reg is nie. My droefheid, my smart. The spirit of heaviness. Dalk voel jy vanmôre soos ek gesê, dit voel op jou kerk se besig om uit te gaan. Ek voel vanmôre of jy kan vang. Jy kan nie meer praat met heilig nie. Jy kan hoe jy vanmôre voel. Maar ek wil hê vanmôre sê jy, ek gee dit vir u. Ek wil hê jy moet staan nie ons manifesteer vanmôre. Ek wil hê jy moet dit vat. Sê Here, ek vat dit en ek gee my gees wat verdruk is onder u. My spirit of heaviness, Lord, I want to give it to you today. En dan gaan ek by jou verbykom en al wat ek gaan doen, ek gaan nie op jou skouers verdoen. Net as 'n manifestasie. Ek wil net doen wat God vir my sê om te doen. En ek weet vanmôre, dan gaan 'n change in mense se lewens kom. Want die Here het my gewys. Dan gaan 'n change kom wat jy nog nooit verwag het nie. Gaan vanmôre kom. Daar waar jy staan, skryf jou oë, begin jou spirit of heaviness oordra, uitgee vir God.
dit sy nie sleep aan. Iets waar jy nou Yes. Here, vat elkeen is spirit of heaviness nou, Here. Touch you, Jesus, is all that matters. My life never Dis môre, Here, iemand. Come praise us. there is only one way to touch me. Just believe when it calls on me. Touching Jesus Spirit of praise, is all that Spirit matters. of praise. My life will never Take be away this heaviness, Lord. the same. This experience. There is only one way to touch me. In Jesus' name. Just believe when He calls His name. Spirit of praise, mantle of praise. Hallelujah. The joy of the Lord. And experience. Touch you, Jesus, Your mantle of praise. is all that matters. Let your life never be the same. Oh, there's only one way to touch you. Just believe when you call His name. I Oh Lord, you are worthy, Lord. You are worthy of the Lord. From you are, to you are, you deserve glory. You are worthy of the Lord. Worthy of the Lord. From you are, to you are, you deserve glory. Oh God. Dat niemand je stopt. Dat niemand je ziet stop. Als je zegt stop, dan ben je klaar. Kijk, dat is weg. Hier dat zit vanmorgen die vrucht. Spirit of joy. Een mantle of joy worden. Jij is worden. So
With the spirit of heaviness, Oh, I'm grateful. you will keep your mantle upon him. And I identify myself. A mantle of praise. A mantle of praise is from the Lord. A mantle of praise. A mantle of joy. It's joy for you to praise in your heart. And tonight, joy inside your heart. Oh, I'm grateful. A mantle of praise. What it has done for me. Oh, I'm grateful. Praise the Lord. Spirit of heaviness. Oh, I'm grateful. Escape from Jesus. Mantle of praise. Praise the Lord. I'm praise the Lord. Yeah, I'm praise the Lord. Oh, I'm praise the Lord. Praise the Lord. I praise the Lord. Yeah, I'm on my knees. Praise the Lord. Bring me peace. I lift my hand and somebody Mantle of praise, Lord. A mantle of praise. will go and Mantle of praise upon lay down for me. Scorched it scorched it, sort of sea. Stained my heart breathes. I leave the sofa stack. As he sold the supper of my heart. Just bad, get the sun. Scorched at the back. Scorched at the storm seal. Stained my heart bleeds thin. 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 My heart bleeds thin.
zoveel sterker. As jy saam met jouself Ek het jou voor 'n oomblik. Ek sê net vir die Here dankie vir môre vir 'n mantel van prys. Mantel van lof, mantel van bediening. Sê vir hom dankie vir die exchange. Thank you for the exchange. Sing dit saam met ons, staan ons sing dit saam. Kom met ons saam hier staan, en give you the praise and the worship of God.
Jesus loves you, and He cares for His own. So trust in Him, and faith will lead you home. Standing somewhere in the shadow, my Jesus, He's the only one who cares not this.